Goeiedag geliefdes, ons het die voorreg om te luister na 1 Tessalonisense 4 vanaf verse 13 tot 18. Broers, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die gelowiges in Thessalonika het deur Paulus se prediking gehoor van Christus. Hulle het gehoor van Jesus se geboorte, lewe, kruisiging, dood, opstanding, hemelvaart en wederkoms. Hulle het gehoor dat Jesus Christus hulle enigste hoop op lewe is. Net deur geloof in hom as redder kan hulle verlos word van hulle sondes en die ewige lewe kry. Hulle het dus hulle lewenswyse aangepas by dit wat hulle glo. Hulle het weggedraai van die afgode. Hulle het eerlik en kuis begin lewe. En bo alles het hulle uitgesien na die wederkoms. Hulle kon nie wag dat Jesus moet terugkeer om hulle te kom haal nie. Maar intussen het daar al 'n hele paar jaar verbygegaan en Jesus het nog nie weer gekom nie. Hulle is ook bekommerd, want die gelowiges het reeds gesterf. Nou wonder hulle, wanneer Jesus terugkeer om hulle te kom haal, wat gaan gebeur met die gelowiges wat reeds oorlede is? Paulus stel hulle gerus deur vir hulle kortliks te vertel wat tydens die wederkoms gaan gebeur. In die boek Openbaring word daar meer uitgebrei op die wederkoms. Maar dit wat ons hier lees, is 'n goeie opsomming van wat ons kan verwag. Dit is wat ons lees. Eerstens sal Jesus se wederkoms aangekondig word deur die stem van die aartsengel en deur die geskal van trompette. Daarna sal die wat reeds gesterf het opstaan uit die dood. Die gelowiges wat nog lewe, sal dan saam met hulle die Here ontmoet. Dan sal hulle almal saam met die Here wees vir altyd. Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik omdat Jesus in ons plek gesterf het en die dood oorwin het. Ja, gelowiges sterf nog in hierdie lewe, maar die dood hou nie meer vir hulle gevaar in nie. Daarom praat Paulus van diegene wat ontslaap het. Dit beteken dat wanneer ons sterf, gaan ons siel na die Here, maar ons liggaam rus of slaap, totdat Christus terugkom. In hierdie lewe gaan gelowiges dus deur pyn en lyding en sterf hulle. Dit is vir ons almal baie duidelik dat gelowiges in hierdie lewe steeds swaar kry en dat die dood ook baie keer pyn inhou. En dit is ook pynlik vir die geliefdes wat agterbly. Daarom sê Paulus dat ons nie moet treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Hy verwag nie van gelowiges om nie te treur oor die dood van geliefdes nie. Inteendeel, hy sê, treur, maar treur anders. Gelowiges kan anders treur omdat hulle hoop het. Hulle weet dat hulle gelowige geliefdes nie verlore is nie. Hulle weet dat hulle gelowige geliefdes se lewens deur Jesus Christus self gered is. Hulle weet ook dat hulle weer met hulle geliefdes herenig sal word in die ewigheid. Maar meer as dit, ons weet dat ons by die Here self sal wees. Dit is ons grootste hoop en troos. Bemoedig mekaar dus met hierdie kennis. Glo in die Here Jesus Christus as jou enigste redder en weet dat die liggaamlike dood nie ewig is nie, maar die lewe saam met Christus is ewig. Kom ons bid saam. Here onse God, ons wil U loof en prys vir wie U is. U is groot en almagtig, U is ewig en regverdig. U is alomteenwoordig en alwetend. Dankie vir die ewige hoop wat ons het, dat ons kan uitsien na die volmaakte lewe saam met U
omdat U die dood oorwin het. Ons bid vir mekaar, ons bid vir medegelowiges wat siek is en wat treur en wat deur beproewings gaan. Ons vra dat U hulle naby sal wees en dat U ook vir hulle genesing sal gee en ook uitkoms in moeilike omstandighede. Maar ook dan U nabyheid en U troos. Ons doen voorbidding vir ons skole en onderwysers, seën die werk wat hulle doen om ons kinders te onderrig en gee hulle wysheid ook in die werk wat hulle doen. Ons bid ook vir ouers wat tuisonderrig gee, dat U ook hulle daarin sal lei en vir hulle wysheid sal gee. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.